Omroep Regstreeks is vandag hier by die Rooikruis Kinderhospitaal waar dit klein Saterdag is by Radio Tygerberg 104 FM waar ons hande vat met 'n nuwe winsgewende organisasie. So net hier buitekant is ons opgeslaan. So kom ons gaan kyk wat gaan aan. Die Rooikruis Kinderhospitaal is gebou in 1956 en versorg elke jaar sowat 250 000 pasiënte, waarvan 1/3 jonger as 'n jaar oud is. Ons is vandag hier by Rooikruis Kinderhospitaal, Radio Tygerberg se klein Saterdag. Dit is deel van ons projek om in die gemeenskap uit te kom, om verskil te maak en veral aan organisasies wat sulke fantastiese werk doen soos die Rooikruis Kinderhospitaal blootstelling te gee op lig en sê ons is deel van die gemeenskap. Ons is 25 jaar al lank op die lig en die gemeenskap het ons so omarm om te sê hoe kan ons teruggee en 'n verskil maak. En dis wat klein Saterdag vir ons gee as Radio Tygerberg span om te kan uitkom en net hier te kom bedien op 'n manier. Vandag die voorreg ook natuurlik om deel te wees van net voor Paasnaweek. Ons het wonderlike Paasfeesboekies wat ons kon uitdeel vir die kinders en die ouers in die hospitale. Net te sê, weet jy wat, maak nie saak wat daai situasie is nie, daar's altyd hoop. En sy naam is Jesus Christus. Kom ons bring die waarheid terug in die sale waar dit baie keer traumaties is, want dit is kinders wat regtig siek is, wat deur moeilike tye gaan, gesinne wat in trauma is en hoe mense net ook 'n bietjie liefde kan deel op 'n eenvoudige manier. En dis wat ons doen om op 'n praktiese manier Christus te leef en te sê ons wil graag organisasies, instansies soos die ondersteun en net 'n verskil te kom maak in die gemeenskap. So wat ons baie graag wil hê is dat organisasies inisiatief neem om te sê, weet ons is 'n NGO, ons is 'n organisasie wat al vir jare lank 'n verskil maak in die gemeenskap deur vir ons te laat weet. Ons wil graag op 'n Woensdag kom 'n draai maak en te kom sê wat se wonderlike werk hulle doen. So hulle kan dit baie eenvoudig doen op ons webwerf, is daar 'n spesiale blad klein Saterdag waar hulle die versoek kan inlig, al die dokumentasie wat nodig is om te sien dit is 'n geregistreerde NGO. Ons weet hoe die organisasie bedryf word. Dit is 'n organisasie saam met wie ons graag sal wil hande vat en ons mekaar se hande kan sterk maak op die einde van die dag, want dis hoe gemeenskappe gebou word, nee, is om saam te werk en hande te vat en nie elkeen net sy eie ding te doen nie. So ons glo regtig dat Radio Tygerberg is op hierdie stadium 'n voertuig om gemeenskappe bymekaar uit te bring en kom ons is die punt waar ons mense kan help en sê, weet jy het hierdie behoefte, ons kan jou verwys na 'n betroubare NGO of organisasie wat hierdie tipe van werk doen. Kom ons wees daardie skakel, die middelpunt om mense bymekaar en gemeenskappe dan weer saam te bring. So ons wil graag met gemeenskappe en organisasies hande vat en hulle is baie welkom om ons te kontak. Ons staan hier buite die Rooikruis Kinderhospitaal en ons is selfs met Beneske Jansen van Rensburg, 'n omroeper van Radio Tygerberg 104 FM. Beneske, jy was vanoggend heeltyd op die radio waar jy met verskeie rolspelers gepraat het wat dan ook by die Rooikruis betrokke is. Wat beteken dit vir jou om ook hier te kon sien hoe mense mekaar kan dien? Ek self is 'n mamma en ek het 'n 3-jarige, amper 4-jarige en 'n 6-jarige by die huis. So ek dink as jy as ouer hier aankom en jy met jou kinders bring vir behandeling, is dit verskriklik traumaties aan die een kant vir jou as ouer, maar ook vir die kind. En dis wonderlike strukture wat in plek gestel is. Hier is mense wat van hulle tyd kom gee, byvoorbeeld om stories te kom lees, om soos 'n nar aan te trek en die kinders se dag op te helder. En dit is nogal iets wat ek vir ons kykers by die huis voor wil uitdaag. As jy eensaam by die huis is, daar's kinders wat jou nodig het. Kom en gee van jou tyd en ek kan jou waarborg, jy gaan nie wegstap en jy gaan eintlik een wees wat iets kry daai. Ons het met Lerato Siupunsenwe van Friends of the Children's Hospital Association, 'n vrywillige ondersteuningsgroep vir die hospitaal, gesels om uit te vind wat dit verg om in die gemeenskap te dien. I must say it is difficult regarding the situations that we go through, whether it's in the public, whether it's in the community, whether it's at work. But I rely on God every morning, every day, because as a person working in this environment, working for the community, you need to have strength, you need to have faith, you need to have love, you need to have passion. And to have all of that, you need to have, I think, God and God's love first, so that you can love and contribute to other people. I think that's what motivates me every morning to wake up and to come and do the good work that we do at the hospital. So hier by my staan Wayne Bonzaier, hy is die vervaardiger van RX Radio. Nou Wayne, wat het jy gedoen voordat jy die vervaardiger geraak het van RX Radio? Wel, my droom in radio het begin toe ek matriek was. Ek is oorspronklik van Stellenbosch en ek het begin met my radioopleiding by MFM wat gemeenskap radiostasie is in Stellenbosch. Daarna het ek journalistiek geswat by CPUT en ek was deel van Campus Radio daar en daarna het ek as 'n news intern by Bush Radio gewerk en net na Bush Radio toe begin ek by RX Radio in 2016.
So dis duidelik dat jy 'n baie sterk gemeenskapspassie het. En vertel my bietjie, wat beteken dit vir jou as persoon om in die gemeenskap mense te kan dien? Baie keer besef ons nie dat ons in 'n posisie is om mense te dien nie, en baie mense is nie in daai posisie om ander te dien nie. So ek dink toe ek besef het dat ek in so 'n posisie is, het ek dit my doel gemaak dan om mense te dien. En veral om deel te wees van RX Radio en mense te dien is dat jy klein mensies nou dien. En die ding van klein mensies is dat hulle is jonk, hulle weet nog niks van die wêreld nie. Soos ek 'n impak op hulle kan het 'n goeie impak, dan hoekom dan nie? 'n Groot deel van die interaksie, kan ek liewer sê, met ons en die pasiënte is meestal net die kinders wat dan self daai hoofrol speel in plaas van wat ons te doen. Ons soveel as wat ons vir hulle wil beïnvloed in verband met waardes en hoe hulle mense moet hanteer, is 'n groot gedeelte van ons opleiding net gefokus op radio. Maar daai gedeeltes wat nie radio is nie, fokus ons baie op net om kind te wees met mekaar en om 'n sens van inclusivity te bou onder die kinders. Dit sluit in die dag af hier by Rooikruis Kinderhospitaal waar ons klein Saterdag gehad het en hoe lekker dit was om in die gemeenskap te kom om te dien. So van Radio Tygerberg se kant af en Roep TV, dankie vir elkeen dat ons vandag hier kon wees om die Paasverhaal aan mense te bring.